Dit is die soort saak wat mense nie maklik vergeet nie. 'n Jong vrou, intelligent, geliefd, met haar hele lewe nog voor haar. En tog, op 'n gewone dag in Maart 2005 verander alles. Nie net oor wat met haar gebeur het nie, maar oor wat agterbly. Vra, twyfel en 'n waarheid wat dalk nooit heeltemal bewys sal word nie. Die is die verhaal van Inge Lots. Inge was nie net nog 'n naam in 'n koerant nie. Sy was 'n jong vrou van Stellenbosch, intelligent, gedissiplineerd en diep gewortel in haar geloof en familie. Sy het 'n gestruktureerde lewe gehad. Sy was versigtig, sy was privaat. En die belangrikste, sy was nie iemand wat sommer net enigiemand sou inlaat nie. Haar ouers, Juanita en professor Jan Lots, was baie na aan haar. Haar lewe was stabiel. Maar soos met baie stories, is dit nie altyd wat dit lyk nie. 16 Maart 2005. 'n dag wat begin het soos enige ander. Inge het haar roetine gevolg. Sy was by die winkels. CCTV wys haar kalm, normaal. Sy het teruggekeer huis toe en op daardie stadium het niemand geweet dit sou die laaste keer wees wat sy lewendig gesien word nie. Later daardie aand, Christo Pretorius, 'n vriend van 'n vriend, gaan na Inge se woonstel. Wat hy daar vind, sou vir altyd by hom bly. Die woonstel was nie omgekeer nie geplunder nie chaoties nie. Inteendeel, dit was amper normaal. Maar toe, die sitkamer. Inge lê op die rusbank, haar liggaam bedek in bloed. Haar kop rus teen die armleuning. En op daardie oomblik word dit duidelik, hierdie was nie 'n ongeluk nie. Hierdie was nie selfmoord nie. Hierdie was koelbloedige moord. Die toneel vertel 'n storie, maar net in fragmente. In die kombuis 'n paar skoolgoed, haar selfoon, haar handsak, niks gesteel nie. In die sitkamer 'n oop DVD-houer, 'n glas met 'n strooitjie, iets wat sy altyd gebruik het. En dan die bloed teen die mure, op die vloer, om haar liggaam. In die badkamer tekens dat iemand iets probeer skoonmaak het. Bloed, hare, 'n handdoek en vreemde merke op die vloer, asof daar meer as een wapen gebruik is. Maar die belangrikste detail, geen tekens van geforseerde toegang nie. En dit beteken net een ding. Inge het haar moordenaar geken of homself ingelaat. Volgens die nadoodse ondersoek is Inge ten minste 37 keer aangeval. 15 houe teen die kop, waarskynlik met 'n stomp voorwerp. Haar neus was gebreek. Sy het probeer terugveg, want haar hande was beseer. En dan 17 steekwonde aan die nek. Maar hier is die skokkende deel. Daar was min bloeding, wat beteken haar hart het waarskynlik reeds opgehou klop toe hierdie wonde toegedien is. Met ander woorde, dit het aangehou selfs na haar dood. En dan 'n groot oop wond in haar bors met soveel krag dat ribbes gesny is. Dis nie net geweld nie. Dit is woede. Hierdie was nie roof nie. Hierdie was nie 'n toevallige aanval nie. Hierdie was persoonlik. Baie persoonlik. Soos een sielkundige dit gestel het, expressive violence. Geweld gedryf deur emosie, deur woede, deur verhouding, deur iets wat tussen twee mense gebeur het. Nou begin dinge ingewikkeld raak. Fred van 'n vyver, Inge se kerel. Hy raak bekommerd en bel Juanita. Hy ry na haar huis toe om die hekser in mou te kry, sodat hy Inge kan gaan soek. Ongeveer 20 voor 11 vertrek hy, maar net 2 minute later bel hy vir Marius, en weer kort daarna, Marius sê vir hom, wag by die Lotshuis. Maar hier is die probleem.
Fred sê later hy was amper by Stellenbosch, 'n rit wat ongeveer 30 minute, maar volgens die tydlyn was daar net minute beskikbaar. Dit maak nie sin nie fisies moontlik nie. Juanita probeer hom bel, maar hy antwoord nie. Sy gaan buite toe en kry hom by sy bakkie. Leun terug, oë toe, hy sê niks. Marius bevestig dit ook. Maar Fred sê later iets anderste, dat hy saam met Juanita binne was. 2 weergawes, maar daar moet net een waarheid wees. En dan, die dae daarna. Hier begin dinge vir baie mense ontstellend raak. Volgens Juanita het Fred gesê, alles sal regkom, ek sal 'n kind in die huis word. Nie troos nie, nie empatie nie, maar iets vreemd. Ian Meiburg, Inge se oom, beskryf die gedrag as beheers, manipulerend, selfgesentreerd. Hy probeer oproepe beheer, hy beweeg in Inge se kamer in, hy plaas homself sentraal in die familie, selfs by die begrafnis voeg hy 'n foto van homself by, ten spyte van versoeke dat dit net oor Inge moet gaan. Toe hulle Inge gaan sien, word gesê hy het nie eers regtig aangekyk nie, geen emosie nie, maar later emosie vir ander mense. Is dit skok of is dit iets anderste? Maar hier kom die groot vraag. Hoe het die moordenaar ingekom? Hoekom was daar geen tekens van inbraak nie? Hoekom was die geweld so persoonlik? Hoekom maak die tydlyn nie sin nie? Hoekom verskil verklaringe? En die belangrikste, wie praat die waarheid? Maar okay, kom ons gaan terug na die ontdekking van Inge se liggaam. Na die ontdekking van Inge se liggaam het ondersoekers baie vinnig besef, hierdie is nie 'n eenvoudige saak nie. Daar was geen geforseerde toegang nie, geen roof. Alles bewys na een ding. Die moordenaar was nie net iemand wat sy geken het nie, maar iemand wat sy vertrou het. In enige moordondersoek is daar altyd 'n eerste sirkel. Familie, vriende, romantiese verhouding. En baie vinnig val al die fokus op een persoon. Fred van 'n Vyver. Nie omdat hy skuldig bewys was nie, maar omdat hy die naaste persoon aan haar was. Aanvanklik werk Fred saam met die polisie, maar soos die dae aansap, begin dinge nie sin maak nie. Hy sê hy was op pad na Stellenbosch, maar sy selfoondata wys iets anderste. Die tydsraamwerk is eenvoudig net nie moontlik nie. En dan is daar sy gedrag. Getuies het hom beskryf as afgesonder, emosioneel insekwent, soos amper koud. Definitief nie soos iemand wat sopas sy meisie verloor het nie. En dan weer, oordrewe emosioneel in ander situasies. Dit laat ondersoekers wonder, is hierdie eg of gespeel? Daar was geen tekens van 'n vreemdeling nie, maar daar was ook nie duidelike forensiese bewyse wat direk na hom wys nie, en dit maak die saak gevaarlik. Want nou werk jy met gedrag, indirekte bewyse en interpretasie. Die saak teen Fred is nie gebou op een smoking gun nie. Dit was 'n mosaïek van klein stukkies. Sy bewegings en oproepe het nie ooreengestem met sy storie nie. Dit is een van die eerste dinge wat die ondersoekers laat dink het. Hy hou iets terug. Elke keer as hy sy storie vertel, is daar klein verskille. Nie groot genoeg om hom onmiddellik te vang nie, maar genoeg om twyfel te skep. Vir baie mense was dit die grootste rooi vlag. Nie almal reageer dieselfde op trauma nie, dis waar, maar om in haar kamer in te trek, om beheer te probeer neem, om homself in die sentrum van die familie te plaas. Dit het nie gevoel soos rou nie, dit het gevoel soos posisionering. Na maande van ondersoek voel die polisie hulle het genoeg om op te tree, en Fred word gearresteer en aangekla van moord. Maar dit is belangrik om te verstaan, hierdie was nie 'n oop en toe saak nie. Daar was nie DNA wat hom direk bind nie, geen ooggetuies nie, geen bekentenis nie, net 'n versameling van omstandighede. Die hofsaak het enorme aandag getrek. Die publiek is verdeel. Sommige glo hy is skuldig, ander sê daar's nie genoeg bewyse nie.
Die staat probeer wys dat die moord persoonlik was. Hy die geleentheid gehad het. Sy storie maak nie sin nie en sy gedrag verdaag was. Hulle bou 'n prentjie, 'n man wat beheer verloor het en toe probeer het om dit weg te steek. Die verdediging fokus op een ding, redelike twyfel. Hulle het gesê, daar is geen direkte bewyse nie. Die forensiese getuienis is onseker, die tydlyn kan verkeerd geïnterpreteer wees en die belangrikste, jy kan nie iemand skuldig bevind net op sy gedrag vreemd is nie. Die uitkoms? Uiteindelik word Fred vrygespreek. Nie omdat alles sin gemaak het nie, maar omdat die staat nie bo 'n redelike betwyfel kon bewys dat hy die moordenaar is nie. En dit is waar die saak bly leef. Want vir baie mense, dit voel onopgelos, dit voel onvolledig, dit voel asof iets ontbreek. En nou kom ons by die deel wat jy spesifiek wou hê. Hoekom? Hierdie was nie impulsiewe geweld alleen nie. Dit was herhaaldelik, intiem, oorweldiging. Dit dui op opgekropte emosie, persoonlike konflik, moontlike verwerping of beheer. In sielkunde noem ons dit overkill. Wanneer die vlak van geweld veel verder gaan as wat nodig is om iemand dood te maak. Dit beteken gewoonlik, die aanval is emosioneel, nie fisies nie. Die slagoffer verteenwoordig iets vir die aanvaller. As ons kyk na die soortgelyke sake, kan sulke geweld kom van verwerping, 'n breuk in die verhouding of 'n vrees daarvoor. Nou weet ek julle gaan my die volgende vra, maar nêrens in my storie het daar gekom van 'n breuk in die verhouding nie. Kom ek vertel jou hoe ek daarby uitkom. So, wanneer ons kyk na die moord op Inge Lotz, is dit maklik om vas te kyk in die geweld en die bloed, die raaisel. Maar baie kenners glo dat die antwoorde nie net in die misdaadtoneel lê nie, maar in die verhouding self. Van buite af het Inge en Fred soos 'n stabiele paartjie gelyk. Hulle was jonk, ambisieus en deel van dieselfde sosiale en geloofskringe. Maar soos met baie verhoudings is die waarheid dikwels meer kompleks, meer stil en meer gespanne as wat 'n mens besef. Volgens mense naby aan hulle was daar tekens dat dinge nie heeltemal reg was nie. Nie noodwendig groot dramatiese risies nie, maar eerder emosionele afstand, spanning onder die oppervlak en moontlike onsekerheid oor die toekoms. En dan kom ons by een van die belangrikste stukke in die legkaart, die brief. Inge het 'n brief vir Fred geskryf, nie 'n boodskap nie, nie 'n vinnige nota nie, maar 'n deurgedagte emosionele brief. In die brief kom 'n ander kant van haar na vore, 'n kant wat nie altyd sigbaar was vir die buitewêreld nie. Sy het geskryf oor hoe sy voel, die dinamika tussen hulle en die dinge wat haar pla. Daar is 'n gevoel dat sy probeer om iets reg te maak, om dinge uit te praat, om duidelikheid te kry. Maar terselfdertyd is daar ook 'n ondertoon van frustrasie, emosionele spanning en moontlike teleurstelling. Die brief is belangrik want dit wys dat alles was nie perfek nie. Daar was dinge wat aangespreek moes word en dat Inge self bewus was daarvan. Vir die ondersoekers en die ontleeders is dit 'n sleutelstuk want dit plaas die verhouding in 'n ander lig. Nie net 'n gelukkige paartjie nie, maar twee mense besig om deur iets te werk. Wanneer 'n verhouding spanning ervaar, veral in jong intense verhoudings, kan emosies vinnig eskaleer. Veral as daar onsekerheid, verwagtinge van wat nie ooreenstem nie, of 'n gevoel van verlies van beheer. In sulke gevalle kan 'n gesprek 'n argument word, 'n argument kan emosioneel raak en baie skaars maar tragiese gevalle kan emosies oorneem, soos wat ons moontlik vermoed hier gebeur het. As ons die brief en die geweld saamlees, begin dit 'n moontlike prentjie vorm. 'n Verhouding wat nie meer stabiel was nie, 'n gesprek wat dalk moes gebeur en emosies wat opgebou het. En dan die belangrikste vraag, het iets daardie dag gebeur wat alles laat breek het? Wat hierdie saak so ontstellend maak, is die kontras. Aan die een kant 'n jong vrou wat skryf, reflekteer en probeer kommunikeer, en aan die ander kant 'n toneel van uiterste geweld. Dit laat 'n mens wonder, het die brief dinge verander? Het dit 'n reaksie ontlok? Of was dit net 'n teken van iets wat reeds besig was om te breek? Maar om terug te gaan na die hele psigologiese part van dit. Al hierdie
het te doen met beheer. 'n Behoefte om beheer te hê wat verlore gegaan het. En dalk die oomblik toe Fred daai brief ontvang, alhoewel daar boodskappe tussen hulle was, dat hy wil uitpraat, en dat hulle vir mekaar gesê het, hulle is lief vir mekaar, kon hy dalk in daai oomblik gevoel het, hy verloor beheer. Wat presies daar gebeur het, sal niemand ooit vir 'n feit kan weet nie. Dalk het hy na huis toe gegaan, en hulle het begin praat, en Inge het dalk besef dat hy is nie die toekoms wat sy wou gehad het nie, en sy het dalk besluit om hom te los. Ons gaan dit nooit weet nie. Die ding is, iemand wat 'n sekere beeld projekteer, maar interne konflik ervaar. Sielkundig is dit baie interessant. Sommige mense wat skuldig is, probeer nader aan die toneel bly, deel van die rouproses, simpatie te kry. Dit kan wees skuld, beheer of 'n manier om die ondersoek te beïnvloed. Maar, en dit is belangrik, sielkunde kan nie skuld bewys nie. Dit kan help om 'n patroon te verstaan, maar dit kan nie skuld bewys nie. Die moord op Inge Lots is nie net 'n misdaad nie. Dis 'n raaisel. 'n Raaisel met feite, gapings en interpretasie. En dalk is dit presies hoekom dit nog vandag mense fascineer. Want aan die einde van alles bly een vraag oor. Weet ons regtig wat daardie dag gebeur het? So, om tot op die slot te kom. Fred van der Vyver is nooit skuldig bevind nie. Hy is gearresteer en het tyd en aanhouding deurgebring tydens die ondersoek. Hy is formeel aangekla van moord en die saak het hof toe gegaan. Na 'n lang en baie tegniese verhoor is hy vrygespreek, met ander woorde, acquitted. Hy is nie skuldig bevind nie. Hy het nie tronkstraf gekry nie. Hy is vrygelaat en bly 'n vry man. Maar 'n baie belangrike punt. Vrygespreek beteken nie noodwendig dat die hof bewys het dat hy onskuldig is nie. Dit beteken egter die staat kon nie bo redelike twyfel bewys dat hy skuldig is nie. En so eindig hierdie storie nie met antwoorde nie, maar met stilte. 'n Stilte wat bly hang, lank nadat die nuusopskrifte verdwyn het. Want vir sommige mense sal hierdie nooit nog 'n storie wees nie. Vir haar ouers, haar familie, die mense wat haar geken het en lief gehad het, is die nie 'n raaisel om op te los nie. Dis 'n leemte wat nooit gevul sal word nie. 'n Vraag wat elke dag weer terugkom. Wat het regtig daardie dag gebeur? En dalk is dit die mees ontstellende deel van alles. Dat ten spyte van alles, die ondersoek, die hofsaak, die getuien, steeds nie met 'n sekerheid kan sê wat die waarheid is nie. En dalk sal ons nooit. Hierdie is die tipe saak wat by jou bly, wat onder jou vel inkruip, wat jou laat wonder oor mense, oor verhoudings, oor wat agter geslote deure gebeur. Maar nou wil ek by jou hoor, wat dink jy het gebeur? Wie dink jy was verantwoordelik? My naam is Nicole Green, en dankie dat jy geluister het.